Goeiemôre. Ons preekthema vir oggend is Ek is die opstanding en die lewe. En ons gaan saam lees uit Johannes 11 vers 17 tot 44. Kom ons bid saam. Here onse God, ons sê vir U baie dankie dat ons by mekaar kan wees in hierdie wonderlike oggend. Dankie vir die son wat skyn, vir die somer wat al hoe nader kruip. Ja Here, en ons bid ook vir 'n goeie seisoen van goeie reën wat voorlê, en ons bid ook vir hulle wat deur moeilike tye gaan van oorstromings, hongersnood, dat U ook hulle sal bystaan. So wil ons ook bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat in hospitale is, wil elkeen aanraak en gesond maak, hulle genees ook van ander pyne en kwale. Dankie ook vir hulle wat in hierdie week verjaar het. Wil U ook so saam met ons gaan waar ons nou uit die woord gaan lees. Amen. Ons lees uit Johannes 11. Ek gaan lees daar vanaf vers 17, dis 'n redelike lang gedeelte. Hy begin eintlik by vers 1 met die dood van Lazarus. Jy kan dit gerus in jou eie tyd gaan lees, van vers 1 tot 11, van Jesus wat berig kry dat Lazarus siek is, dat hy na Betania toe moet gaan, dat hy hom gesond moet maak, en Jesus doen niks nie. En dan sterf Lazarus. En dan eers gaan Jesus Betania toe. Nou begin daar by vers 11 lees. Vers 17. Jesus by Martha en Maria, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Baie belangrik, die 4 dae, want na die 4de dag het hulle geglo, jy kan nie meer opstaan nie, jy is besig om te verrot. Betania was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het nie huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag in die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria geroep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was, na vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was sy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê, toe kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy, wat die oë van blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol.
Jesus sê toe rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo sal jy openbaring van die mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ek lees net tot daar. Vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Die prentjie bly maar donker. Dis miskien so 'n bietjie ligter, omdat ons tans nie meer beerdkrag het nie. Maar ons weet dat hierdie donker prentjie maar net die werklike toestand van die ekonomie van ons land vir ons tuisbring. Dit gaan nie goed in die omgewing waar ons leef nie. Ja, miskien die nuwe regering is 'n ligpunt, maar daar is soveel goed wat nog skeefloop, dat dit nog nie eintlik beter gaan nie. Maar dit gaan nie net oor die land nie, dit gaan ook oor jou en my. Persoonlik is daar goed binne ons wat ook nie 100% is nie. Dit gaan nie goed nie. Ons worstel met emosies. Ons worstel met verhoudinge wat nie werk nie. Ons worstel met siekte. Of miskien treur ons oor 'n geliefde wat nie meer daar is nie. En dit bring ons in die geselskap waar ons vanoggend van gelees het. Martha en Maria is huisvriende van Jesus. En hulle is hartseer. Hartseer, want dit is logies. Jou broer het gesterf. En dan is jy in rou. Maar selfs die hartseer sal al nie verbygaan, want soos ek sê, die tyd van rou het aangebreek, hy sal 4 dae dood, hy is begrawe. En 'n mens kry amper die gevoel dat die mense dink dat Jesus nie veel nou meer kan doen nie. En dit bring ons by 'n vraag vanoggend. Hoe lyk jou geloof in Jesus Christus? Of kom ons rephrase dit bietjie en sê, hoe groot is jou geloof? Wat openbaar wat ek sê en doen oor my geloof in die Here? Hoe tree jy op in krisistye? Ja, ek skree baie keer uit of roep uit, ek kyk op na die berge, waar gaan my hulp vandaan kom? Jy sien, ons kan fokus op hierdie antwoord, waar kom die hulp vandaan? Of het jy net 'n basiese geloof? Ons praat bietjie oor basiese geloof. Dat, as ons praat van 'n basiese geloof, dan bedoel ons, die basiese dinge is in plek. Aan die minimum is daar gewerk, dis uitgesort. Jy sien, Martha openbaar 'n basiese geloof. Wat ons lees van in vers 24, net voor ons teksvers, waar sy sê, ek weet hy sal met die laaste dag uit die dood opstaan.
Jesus vra haar, dink jy ek sal hom kan laat opstaan? Luister mooi. Sy sê ja, ek sal met die laaste dag. Wanneer almal opstaan, sal hy opstaan. Nie nou nie, ek kan dit darm nie van u verwag nie. En vir baie mense werk geloof so. Vir baie mense is geloof en lewensversekering, soos iemand nou ja gesê het, ek betaal nog my R100 'n maand, want dan is ek ten minste seker die kerk gaan my begrawe. Ek neem lewensversekering uit. En ons weet hoe werk lewensversekeringspolisse, terwyl jy leef is daar eintlik geen voordeel nie. Betaal eers uit die dag as jy doodgaan. Daarom is vir baie mense geloof in Jesus Christus 'n lewensversekering dat as ek eendag sterf, ek hemel toe sal gaan. En net soos dit Martha en Maria met die oortuiging, as Jesus 4 dae bietjie vroeër was, dan sou hy Lazarus kon help. Jy sien, die beginsel van as in die lewe voort. As jy hier was, dan is daar hoop. En ons sien dit ook in vers 37 by ander mense. Maar nou is dit verby. Jesus is nou eweslik hier en hulle waardeer sy teenwoordigheid, maar in hulle oë kan hy net kom nou om te vertroos. Hulle weet Lazarus sal eendag saam hulle na die hemel toe gaan. Maar vir nou moet hulle aangaan. En dis baie keer die probleem wat ons het met 'n basiese geloof. Basiese geloof plaas beperkings op die Here. Soos hier by Martha sien. Sy sê, ja, hy sal opstaan, maar nie nou nie. Jy kon hom gesond gemaak het toe hy nog siek was, maar uit die dood uit laat opstaan. Nee. Dit is bietjie 'n trekkie te ver. En ons leef ook so. Wanneer ek 'n krisis kry, dan weet ek moet hulp gaan soek by 'n kundige. Maar baie keer is daardie kundige nie 'n geestelike leier nie. Sy kundigheid lê op 'n ander vakgebied. En ek vertrou eerder hom voordat ek Here vertrou. Die kerk is 'n veilige hawe wanneer ek wil doop en huwelik bevestig word. Of as ek eendag sterf. Maar die Here kan verder eintlik niks aan my omstandighede doen nie. Die Here is goed vir doop, huwelik, doop, trou en sterf. En as my basiese geloof reg is as ek sterf, dan is dit reg, ek gaan hemel toe. Baie mense redeneer so. Maar daar's baie meer aan dit. Jy sien, ons moet lewe met 'n opstanding en lewe geloof. Ons weet dat Christus het nie sommer net wonderwerke gedoen nie. Christus se wonderwerke was 'n laaste uitweg van hom, om mense te oortuig van 'n waarheid wat hulle nie wil verstaan of glo nie. En met hierdie wonderbaarlike opwekking van Lazarus is dit dieselfde. Christus wys vir Martha en Maria, hy is die een wat die opstanding en die lewe gee. En dit is ook ons boodskap vir vandag. Weet jy kan dood wees al lewe jy fisies? Ja, al is jy soos jy hier sit, 100% gesond, perfek, kan jy ook dood, geestelik dood wees. Daardie dood waarvan Jakobus 2 vers 28 praat, hy sê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is geloof wat nie tot dade kom nie.
ook dood. Jy sien, ons moet leef met 'n opstanding en 'n lewe geloof. Want die probleem is dat sonde laat ons wegdryf van God. Sonde tas ons lewende geloof aan. En dit maak ons geestelik dood. En dan sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. En toe Jesus dit sê, toe sê Martha, ja, ek glo dit, maar dit eers eendag. Jy sien, ek het 'n basiese geloof. Ek weet ek kan die hemel toe gaan. Dis al wat vir my belangrik is. Maar weet jy wat? As jy tot geloof kom, dat jy al eintlik klaar saam met Christus gesterf. En as jy al klaar uit die doodheid opgewek. En dit moet vandag 'n werklikheid wees in jou lewe. En daarom moet ons sê, Christus is vir ons opstanding en lewe. Ons wil leef uit die bron van lewe. Ons wil leef uit die bron van die lewende water. Jesus Christus. Want jy sien, die Heilige Gees bly in ons. En die Heilige Gees dring ons om in 'n verhouding met Christus te staan. Dis hoekom ons ook volgende hier by mekaar is. Ons wil leef vir mekaar. Ons wil leef deur ons verlossing deur Christus se sterwe. Ons wil 'n lewe hê van oorvloedigheid, 'n oorvloedige geloof. En daarom moet ons gereeld stil word in die teenwoordigheid van die Here. Daarom moet ons mekaar versterk en juis dien. Maar wie het dan deel in hierdie opstanding en die lewe? Kort antwoord is, hulle wat uitverkies is. Nou vra jy my, wie is dan uitverkies? Jy sien, in ons teksgedeelte is Lazarus, die persoon wat uit die dood opgewek is. Maar ons lees amper niks van Lazarus nie. Het gaan nie oor Lazarus, maar Lazarus is eintlik stom. Hy sê nie 'n woord nie. Nie voor sy sterwe nie, ook nie na sy opwekking nie. Daarom is dit duidelik dat Lazarus het nie eens geweet hy gaan nie doodheid opgewek word nie. Hy het niks daarmee te doen gehad nie. Nou hoekom het die Here dan Lazarus opgewek? Nie omdat hy huisvriende met hulle was nie, nee. Die antwoord lê in vers 35. Jesus het gehuil. Hy was emosioneel hartseer oor die dood van Lazarus. Hy was emosioneel hartseer oor die verlies van die vroue. En net so is God ook hartseer wanneer ons kies om te sterf. Hy is hartseer as sy kinders hulle rug keer op hom. Daarom moet hy ons kom red. En net soos Lazarus gaan nie dit nie oor iets wat jy gedoen het nie, of nog gaan doen nie. Inteendeel, ons is die meeste van die tyd steeds besig om in sonde te val. Nee, het gaan oor God se liefde vir ons. En dis hoe ons deel kry in die opstanding in die lewe. Uit genade alleen. Nie op grond van enige verdienste van my kant af nie. Daai genade is genoeg, sodat ek en jy die hel kan vryspring. Dit is genoeg om daagliks in ons geloof te groei en heilig te word. Om die Here elke dag meer en meer te eer en te verheerlik. Jy sien,
Ons kan lewe elke dag voluit vir die Here, want hy is die opstand en die lewe.